Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode deel ek my gedagtes rondom 'n onderwerp of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting met jou. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer ook elke episode kort genoeg hou dat jy daarna kan luister wanneer jy 'n bietjie van 'n breek van werk nodig het. Ons gesels vandag oor 'n onlangse ontwikkeling wat betrekking het op rentevrye lenings of lae rente lenings in 'n internasionale konteks. So, soos ons in Engels sal sê, 'n cross-border lening. So die spesifieke scenario waarna ons kyk is 'n scenario waar 'n inwoner individu geld gaan leen aan 'n buitelandse trust. Nou, die scenario kan 'n paar variasies op hê. Byvoorbeeld, die party wat die geld uitleen, kan 'n maatskappy wees wat verbonde is aan die individu, en die party aan wie die geld geleen word, kan 'n maatskappy wees waarin die trust 'n belang het. Maar om dit eenvoudig te hou, kom ons praat maar oor die scenario wat sê, daar's 'n inwoner individu wat geld leen aan die buitelandse trust, en ek dink in baie gevalle is hierdie buitelandse trust dan nou 'n familiewelvaartsvoertuig waar die individu en sy of haar familielede begunstigdes is, en in baie gevalle is dit 'n diskresionêre trust. Goed, so as ons dan na die wetgewing gaan kyk wat op 'n lening soos hierdie van toepassing sal wees. Die eerste bepaling waarna ons kyk is artikel 31 van die Inkomstebelastingwet. En wat artikel 31, sover dit hierso betrekking het sê, is wanneer 'n inwoner 'n transaksie aangaan met 'n nie-inwoner wat verwant is aan die inwoner, so hulle is of verbonde partye of geassosieerde bedrywighede van mekaar, en die twee partye handel op termes en voorwaardes wat nie op 'n armlengte bepaal word, en een van die twee kry 'n belastingvoordeel uit hierdie reëling, dan moet die party wat die belastingvoordeel kry, artikel 31 gaan toepas om 'n aanpassing aan sy of haar belasting te maak. So as ons dan gaan kyk in die konteks van hierdie lening wat ek nou net beskryf het, as die inwoner individu 'n lening gaan toestaan aan die buitelandse trust en nie 'n armlengte rente op daai lening vra nie, dan sal die inwoner individu nie die rente inkomste by sy of haar belasbare inkomste insluit, en as gevolg daarvan gaan hulle belasbare inkomste minder wees as wat dit sou gewees het as daar hierdie armlengte rente ingesluit was. So, wanneer artikel 31 dan nou geld, so dit wat ons nou bespreek het, is wat artikel 31 'n geaffekteerde transaksie noem. Nou, wanneer daar 'n geaffekteerde transaksie is en 'n party kry 'n belastingvoordeel, so in ons geval nou weer die inwoner wat te min inkomste verklaar en daarom minder belasting in Suid-Afrika gaan betaal, is dit nodig om 'n aanpassing onder artikel 31(2) te maak. So dit noem ons die primêre aanpassing. Om dan te sê, maar hierdie persoon se belasbare inkomste moet nou aangepas word na wat die belasbare inkomste sou wees as hierdie lening op armlengte termes en voorwaardes gemaak is. So in die konteks van 'n lening sal mens byvoorbeeld dan nou kyk na wat is die kredietrisikoprofiel van die lener, die buitelandse trust, en dis iets wat jy in gedagte sal hou om te gaan bepaal, maar wat behoort die armlengte rente te wees. Die tweede gevolg wat ook nog steeds in artikel 31 is om te sê, wanneer jy 'n primêre aanpassing maak, is daar ook 'n sekondêre aanpassing wat volg. Die logika agter die sekondêre aanpassing is om te sê, maar die feit dat jy 'n transaksie gemisprys het en dit het 'n inkomstebelasting effek gehad, sê ook eintlik vir jou, maar daar's waarde wat geskuif het, en daai waardeverskywing is waarop die sekondêre transaksie of die sekondêre aanpassing dan nou gemik is. So in die geval van 'n individu wat 'n inwoner is die sekondêre aanpassing 'n geagte skenking, verskoon my. So daai geagte skenking het dan skenkingsbelasting op. Die bepaling waarmee hierdie reël oorvleuel is artikel 7C van die Inkomstebelastingwet. Nou wat artikel 7C doen, voordat ons gaan kyk na hoe die twee saamwerk,
Artikel 7C sê as 'n individu of dan nou 'n maatskappy wat verbonde is aan die individu 'n lening gaan toestaan aan 'n trust of 'n maatskappy waarin die trust 'n belang het en die party wat die lening toestaan het nie rente teen die amptelike koers nie. Dan word geag dat die verskil tussen die rente wat werklik gehef is en wat die rente sou gewees het as dit teen die amptelike koers gehef is. Daai verskil word geag 'n skenking te wees, wat dan nou onderworpe is aan skenkingsbelasting. Belangrik, die amptelike koers, dis 'n omskryfde term in die wetgewing, en dis 'n koers wat dan nou ook afhang of die lening gedenomineer is in rand of in 'n buitelandse geldeenheid. Goed, so mens kan sien dat waar 'n individu dan nou 'n lening aan 'n buitelandse trust gaan toestaan, artikel 31 sal geld, maar ook artikel 7C, as die rente nie noodwendig teen 'n koers laer as die amptelike koers gehef word. So waar die wetgewing dan nou voorsiening maak om seker te maak dat daar nie 2 keer 'n aanpassing gemaak word, voorheen het artikel 7C 'n uitsluiting gehad wat gesê het as hierdie lening 'n geaffekteerde transaksie is wat onderworpe is aan artikel 31. So met ander woorde, as jy 'n oordragsprysing aanpassing onder artikel 31 gemaak het, hoef jy nie artikel 7C toe te pas nie. Die onlangse verwikkeling is dat artikel 7C nou gewysig is om die volgende te bepaal, dat hierdie lening, of waar hierdie lening dan nou onderworpe was aan artikel 31, hoef jy nie artikel 7C toe te pas, tot die mate wat daar 'n aanpassing onder artikel 31 gemaak is. So, om vir julle te illustreer wat die verskil dan nou is, so met 'n praktiese voorbeeld. Kom ons aanvaar die armlengte rentekoers wat ons bepaal is 6% en die amptelike rentekoers is 10%. So die eerste aanpassing waarna mense sal gaan kyk is artikel 31, wat dan sal sê, maar as die individu geen rente hef, die individu se belasbare inkomste moet rente-inkomste teen 6% insluit, wat gehef sou gewees het as dit 'n armlengte transaksie was. Dit moet verder, is daar 'n sekondêre aanpassing wat dan nou ag dat daar 'n skenking van die 6% rente wat nie gehef is ontstaan. En wat artikel 7C dan nou sê, so omdat die rente gehef nie teen die amptelike koers is, geld artikel 7C, maar dit geld nie tot die mate wat daar klare aanpassing onder artikel 31 gemaak is. So artikel 7C sou as reël op die verskil tussen die 0% wat werklik gehef is en die 10% wat die amptelike koers is, dis die verskil wat artikel 7C sou geag het om 'n skenking te wees. Omdat ons artikel 31 op die 6% toegepas het, geld artikel 7C slegs op dan nou die verskil tussen die 10% en die 6%. So 7C ag dat daar 'n addisionele skenking is van die 4% rente wat dan nou minder is as die amptelike koers. As die scenario die teenoorgestelde is, dat die armlengte koers byvoorbeeld 15% is en die amptelike koers 10% is, dan word die volle aanpassing onder artikel 31 gemaak, en as ons artikel 7C sou gaan toepas om te sê, maar daar's 'n bykomende geagte skenking tussen die 10% en die 0% wat werklik gehef is, en ons gaan kyk na wat is onder artikel 31 reeds aangepas, dan is daar hele 10% reeds aangepas onder artikel 31. So dan is daar geen addisionele effek vir artikel 7C nie. Ek dink wat ook nogal belangrik is om te weet is, daar's 'n hele klomp artikels of 'n hele klomp bepalings van die wetgewing wat op hierdie tipe lenings van toepassing is. Ons het vandag slegs na 2 van hulle gekyk, om miskien net een te noem, wanneer daar nie rente gehef word of 'n lae rente gehef word, is daar regspraak wat ook vir ons sê dat die gebrek aan rente word beskou as 'n skenking of 'n vrygewige oormaking. En dit het weer, dit is iets wat die attribution reëls onder artikel 7.8 dan nou in werking stel. So in die mengsel van hierdie goed kyk ons na artikel 31, ons kyk na artikel 7C en ons kyk dalk ook na artikel 7.8. So ek dink om af te sluit, wat jy kan vat uit vandag se episode is om bewus te wees dat daar heelwat artikels op hierdie rentevrye lenings van toepassing is. Tweedens,
ook om bewus te wees dat daar 'n onlangse wysiging is wat hierdie, as ons sê, die top-up aanpassing onder artikel 7C dan nou sal vereis vir so 'n lening van die individu na 'n buitelandse trust toe. Dis al vir vandag se episode. As jy van die episode gehou het, gaan sluit asseblief op jou gunsteling Potgooi platform aan en vertel natuurlik vir al jou vriende en kollegas van die Potgooi. As jy enige terugvoer het, positief of negatief, of voorstelle vir wat ek in 'n toekomstige episode in die Potgooi kan insluit, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is in die notas tot die episode. En miskien maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie episode was bedoel om belastingadvies of 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.